guys, ik is weer met nog een video guys. In die video is nogal important man. Guys, do me a favor, subscribe to the channel, like en comment wat jullie volgende willen. Is ik praat van specifiek met dames, eens en met guys, die is voor allemaal bedoeld. Ik kan met jongens, eens ik kan ouders, so die is voor allemaal bedoeld. One thing I've learned is that you must spend time with yourself to get to know yourself. Find out what works for you and what doesn't work for you. If you don't find yourself in yourself, because you can't find yourself in somebody else's body. You can't find yourself outside. You can't find yourself in the desert. You can't find yourself. You must find yourself within yourself. You have no direction. If you have no direction, you end up on the same place. So guys, I will be talking about a lot of things on this video. Hij is baie eenvoudig man. Wat ek vir julle wil sê is guys. So wat ek met hy bedoel is guys, julle kan nie aan 'n plek gaan soek vir jouself behalwe by jouself nie. En nou weet jy kan nie op ander plekke gaan soek vir jouself. Behalwe by jouself nie. Ek wil verduidelik guys, ek het my gedink maar ek moet dit vir julle sê because baie van julle het dit nodig. Wat ek nou vir julle gaan sê guys. So vat notes guys, vat 'n notebook en vat nou wat ek nog vir julle gaan sê. So wat eintlik beteken is guys, is important man, dat jy jouself moet soek en self moet kry. Because as jy nie jouself wat vind nie, dan gaan jy met alles saamstem, wat die een vir jou sê, wat die een vir jou sê. Hy is al guys, en hy is nie fulfillment nie man. Hy sê maar net jy liewe vir iemand anders. Because as jy nie vir jouself liewe nie, dan ken jy mos nog jouself. As jy vir iemand anders liewe, dat beteken jy ken jouself. En as jy jouself ken het, dan sal jy nie vir ander mense geliewe het nie. En as jy nie jouself ken nie guys, gaan jy verdwaal. En as jy nie direksie het nie, en as jy verdwaal, dan het jy nie direksie nie. En as jy nie direksie het nie, dan gaan jy op dieselfde plek opeindig. Dat is die ander deel wat ek vir julle wil sê. As jy nie direksie het nie, ek praat nog van 'n clear plan, 'n clear goal wat jy wil achieve. As jy nie daai het nie, as jy nie 'n plan het, as jy nie direksie het nie, dan gaan jy nie uitkom waar jy wil uitkom nie. Jy kan maar nou dink, hoe baie dink jy wil uitkom. Maar as jy nie 'n clear plan het nie, okay, ek gaan dit doen om uit te kom. Okay, ek gaan dit doen om uit te kom. Ek gaan dit wie kan myself om daar te kom. Because as jy wil die dinge wil achieve wat jy wil achieve, moet jy steeds by jouself begin. Jy moet jouself skoonmaak. Jy moet jou praat nie van fisies skoonmaak, jy gedagtes skoonmaak. Nou mens wat jy binne is moet jy skoonmaak. Nou, baie van ons het nie direksie nie, omdat ons jouself ken. Baie van die plekke waar jy opeindig in die lewe, is omdat jy nie jouself ken. Ek het myself leer ken, ek het besluit genoem en hy man sê van wat wil jy vir jouself begin hê man? Waar toe wil jy gaan? En een van die main reasons neem ek hoekom ek nou op die pad gaan, wat ek nou wil sukses wil achieve en my drome wil najag, is omdat ek myself leer ken het. Ek weet wat ek in staat is. Ek weet wat ek kan doen met my life. Ek weet wat my weak points is, ek weet wat my strong points is. So as jy nie daai gaan weet guys, dan gaan jy mos verdwaal. Because jy gaan in 'n sirkel, baie van julle weet jy gaan in 'n sirkel wat net so loop. Dan vra jy hoekom is ek kan 40, maar my life is nog steeds dieselfde. Hoekom is ek kan 40, maar ek ben nog steeds my ma. Hoekom is ek kan 50 en ek het nog nie my life gechange. Ek wil julle moet laat wakker skrik nie. Ek wil julle moet nou wakker skrik guys. Ek kom van iemand af. Ek het nie so baie experience in life nie, maar ek is 'n persoon nie. Okay, ek het 'n bietjie experience ja, wat ek kan leer. Maar die experience het net so 'n bietjie geleer. Ek het te gawe van God af gekry nie. Ek sal nie sê ek sien voor het nie, maar
as ek 'n probleem as 'n probleem na my toe kom, dan het ek altyd 'n uitweg man. Ek het altyd 'n oplossing vir 'n probleem. Ek praat nou van spesifiek waarom iemand sukkel. Praat nou van spiritual sukkel. As hy persoon depressie het, as hy persoon miskien nog kwaad is, hy persoon miskien nog iets verkeerd gedoen waar hulle spyt wees, dat ek vir hulle sê, kyk nee, jy moet dit doen en dit doen. Hy se gawe ek gekry met God af. You know, as jy iets om te breek, guys, is my iets wat ek vir julle wil sê. You know, as 'n prophetic gawe ek van God af gekry het. You know, en ek vat dit vir granted. Because ek is geëerd man om 'n mondstuk vir God te wees. En hoe bekom jy 'n mondstuk vir God? Ek glo nee, die Bybel en God se woord is dieselfde ding. Ek het dit geleer op YouTube. Ek het 'n video gekyk hoe sê hy baie dat God se woord en die Bybel kan nie oor dieselfde dinge wees nie. You know, because wat God hy het gesê in die Bybel, toe was hy mos neergeskryf. Maar na die Bybel, you know, God se woord is aanlopend. Die Bybel se woord is nie aanlopend nie. Die Bybel se woorde bly staan. Ek praat nou nie van as jy die Bybel se woorde vat en jy gaan doen dit so. Okay, dan gaan dit mos nog. Ek praat van as God se nou praat, dan is hy vir jou gee. En hy sê vir jou, Jason gaat bid vir jy. Jason gaan doen dit, Jason gaan doen dit. Hy is God se woord. Hy is die wil van God. You know, jy wil nie jy veel 'n boek studie. Wat in die Bybel is. Okay, jy kan veel boek studie, maar sometimes vergeet jy ook. You know, as God met jou dadelik praat, jy nou imagination in. As jy gehoorsaam is, dan gaat jou life op trekkers, guys. Wie is gehoorsaam nie, guys? Praat spesifiek van Samuel Mans. Praat spesifiek van die guys. As jy gehoorsaam is hier in die mind, as jy gehoorsaam bekom, dan gaat jou life op trek wees. Nou, baie van julle is hier plekke waar julle nie wil wees. Hoekom? Want julle is obedient towards God. Ek praat van, julle moet dieselfde ding oor en oor doen nie. Because as jy dieselfde ding oor en oor doen, dan gaan jy dieselfde resultate kry, oor en oor. Dan gaat jy in 'n sirkel beweeg, oor en oor. Dan vra jy, hoekom change my life aan nie? As wat ek eintlik vir julle wil sê is, guys, as jy aanhou gaan doen wat jy aanhou doen, dan gaan jy aanhou kry wat jy aanhou kry. So change iets, man. You know, change iets, guys. Die passage is baie important, guys. Put some time in yourself, guys. Because you have to develop as a person. You know? Because God gaan nie vir jou gee wat jy soek in jou tyd. Die rede hoekom ek dit sê, guys, want jy nog nie develop het. Jy nog nie deur tough times gegaan nie. So groter dinge jy vir God vir, hoe groter die pyn waar jy gaan. Because it require baie van jou af, man. God require baie van jou af om jy kan mos nie as 'n klomp sand skep, net en jy wil nou 'n gat toe gooi. Jy maak 'n voorbeeld dit. Jy wil nou so 'n klomp sand skep nie, maar die gaatjie is so klein. Al die sand gaan nie daarin, you know. So jy moet so genoeg spasie maak nie om al die gawes van God te ontvang. Jy kan nie klomp gawes van God ontvang nie, maar jou deur is net so smal. Al die gawes kan nie ingaan nie. Al die gift, al die persente van God af kan nie ingaan nie. Hoekom kan dit ingaan nie? Want as jy groot genoeg het, as jy experience genoeg het, as jy dit te min gedevelopment. Because het hang af van jou development, jou experience. Jou tough time waar jy deur gegaan het, het hang af van jy. Hoeveel gift jy van God af gaan receive. As jy deur baie pyn gaan, deur baie struggles, dan leer jy mos baie. So gaan jy baie gesien wees deur God. God gaan vir baie sien. Waar al die mense wat hard werkend is buite. Ek praat nou spesifiek van die mense wat hard werkend is op hulle gawe wat God vir hulle gegee het. Op die gift wat God vir jou gegee het. As jy hard werk op tyd, you know, dan gaan dit bepaal hoeveel geskenke jy van God gaan kry. Hoeveel geskenke jy van God kry. Want die mooi ding van God is nie, hy gee vir jou goede. Hy gee vir jou gawes nie. Of gifts, maak nie saak wat waarvoor jy gebid het. Hy gee vir jou tyd. En hy gee vir jou nog. En hoekom gee hy vir jou nog? Hy is maar net sy guns wat hy op jou lewe sit. Because hy wys hom na, hy waardeer dit wat hy vir jou gegee het.
Jy waardeer die arms wat jy vir hulle gegee het. Jy waardeer die mindset wat jy vir hulle gegee het. Jy waardeer die goed wat jy vir jou gee en jy waardeer dit. Because baie van julle nie, julle vra vir God vir iets. Like, okay, hier is 'n ander ding. Guys, wees versigtig wat jy vir God vra. Because God deliver altyd sy package. Ek sê aan mekaar dit, guys. God deliver altyd sy package. You know? Ja, ek voel nie so emosioneel. Ek voel God se teenwoordigheid nou hier. Vader, ek wil net hê die mense wat die boodskap sien na Vader, joh. Jou Vader, vir skool mense, ek voel die teenwoordigheid van God die Vader. Joh, guys. Vader, my intentie is, Vader, gebruik my Vader, die volle Vader, sodat hulle kan sien na wat daar lees, Vader. Dat is die bate van hulle, Vader, because ek is maar net hier om 'n wissel te wees vir u, Here. Asseblief, Here, gebruik vir my, Here, gebruik vir my en wys vir hulle wat moontlik kan wees, guys. Ek is hier om te preek oor my lifestyle, because my lifestyle is nie perfect nie, you know. Show net appreciation towards God, you know. Waardeer vir God, guys, you know. Guys, is allemaal net 'n spesiale pad na sukses, wat jy wil dit cool, maar op die pad waartoe jy gaan, sal jy altyd terugbring na God toe, sal jy altyd lei na God toe. Nou as die pad waarop jy gaan, guys, nie veel lei op die pad waar God betrokke is, nie veel lei op jy terug na God, like elke pad, okay, die veel God dit sê, elke pad nie, waar jy loop, hoe jy kan weet of dit 'n regte pad is, en ek wil sê hoekom dit 'n regte pad is, because elke pad is ten bate van God se kry, is ten bate om terug te gee aan God. Ja, dis complicated, guys. Ek probeer dit nou uitkry, maar ek weet nog nie hoe om dit uit te kry. Guys, jou pad nie, maak nie saak waar jy gaan in die lewe. Maak nie saak jy oor see gaan, maak nie saak of jy daar toe gaan of daar toe gaan. Jou pad sal altyd terug, jy sal altyd terug gaan na God. Jou pad sal lei na God se saligheid. Jou pad sal lei na God toe. Hy is wat weet, guys. Wat jy die duivel in jou het, jy die spirit van veiligheid in jou het, spirit van bad, die spirit van evil, gaan jy altyd na evil toe terug gaan. En dan gaat jou pad lei na evil toe, gaan jy op die pad is waar dood is. Jy wil nie necessary sê, jy is dood. Jy wil nie necessary sê, okay, jy is dood, ja. Van binne, jou gees is dood, jou lichaam is dood, maar dit loop nog steeds. Dan, elke ding waar jy aan vat, gaan dood raak. Ek kan maar nou wat, as jy nie present van God het, die guys. You know, as jy nie vir die tweede keer gebore is, dan as jy aan iets vat, dan gaan dit doodgaan. Jou relationship wat jy met ander mense het, dit gaan doodgaan. Het gaan nou lekker is, maar het gaan doodgaan. Het gaan eindig. You know? Van relationship hou nie lang nie. Jou relationship met iemand anders, so na God jy teenwoordigheid, 'n huwelik. As jy getroud is met iemand, you know, en jy sê, nou, hoe kou die huwelik kan nie lang nie, hoe kou het dan nie lang nie. As maar net omdat hulle het die presence van God in hulle huwelik. Hulle is nie getroud met God, hulle is getroud met die wêreld. Baie getroude paartjies is getroud met die wêreld, hulle is nie getroud met God nie. Maar as jy nie getroud met God is, dan gaan die huwelik nie lang hou nie. Hoekom gaan dit nie lang hou nie? Want dit lei nie terug na God toe nie. Die huwelik lei na dood. You know? So, en as julle guys, soos ek guys, as ek my hand op iemand sit, of as ek my hand op sekere ding sit, ek kan vir my waar in die wêreld in sit, my lig sal nog steeds skyn. You know, maak nie saak waartoe ek gaan nie, so ek is nie bang om laat in die nag te loop, want ek weet God is altyd by my. My lig sal altyd skyn, deur die duisternis. Sal God vir my beskerm. My geloof is so sterk, guys. Ek kan my nog waar vir myself bevind. Ek weet ek sal niks oorkom, you know. En ek weet die God wat ek dien, is 'n magtige God, you know. Maar baie van julle het hy belief. As God nou alles van julle wegvat, God vat jou geld weg, God vat jou sukses weg, God vat jou famous weg, jou fame weg, God vat jou meisie weg, God vat jou kinders. Like, as God vir jou leeg maak,
van binne. Soos 'n leeg glas. Dit niks binne, dit net vol. Hy is die tyd wanneer God vir jou gaan toets. Like sometimes toets God vir jou met niksie. God toets vir jou wanneer jy niks het nie. Of God toets vir jou wanneer hy vir jou alles gee. So moenie kwaad is nie, guys. Moenie na ander mense kyk om te sê, yo, hy man is succesvol, yo, hy man het dit, hy man het dit. You know? Moenie na ander mense life kyk, because jou life is ook pragtig, jou life is ook beautiful, because God develop vir jou, miskien beter as hy bra. You know? Maar het hang van jou af, of jy jouself gaat destroy, of jy vir God die kans gaat gee om te kom vul binne jou, om vir jou kan develop into something, om vir jou te kan develop in die persoon in jou gedagtes. Because allemaal het moes kyk jy guys, ons allemaal het moes 'n weergawe van jouself, die in ons gedagtes, wat God vir jou wys. Kyk jy Cheslin, dat is die persoon wat ek vir jou wys in jou gedagtes. Nou baie van julle net play it off, baie van julle sê, joh, julle praat, like, ek imagine, ek sien myself in 'n Lamborghini car, ek imagine myself, ek is oorsee. As julle dit veel het so mis, maar julle vat dit as 'n grap. Julle verstaan nie dat dit, wat julle sien in julle gedagtes, dat is God wat vir julle wys. Julle verstaan nie dit, guys. So elke keer wanneer ek 'n gedagte kry van God af, dan skryf ek dit neer, en ek lees dit, en ek remind myself wat die dinge God vir my wys. You know? Hy is ook 'n ander tip wat ek vir julle wil gee, guys. Nou sodra iets in jou mind en opkom, nie slegte goed nie, goeie goed. Jy kan slegte goed ook neerskryf, maar die slegte goed moenie vir jouself wees nie. Like, okay, dis die verskil nie. Daar is goeie visies en slegte visies. Slegte visies en slegte drome, en goeie drome en goeie visies. We gaan begin met die goeie visies. Nou, as jy 'n goeie visie van jouself sien, dit is vir jouself, dit is vir jou. Jy hoef nie vir iemand anders te sê nie. Jy hoef nie vir die persoon te sê nie. Maak nie saak of jou meisie nou lief is vir jou nie. Moenie vir haar sê nie, sy hoef nie te weet nie. You know, al sê, okay, baie meisies gaan men op jou steen, maar ongelukkig het ek nie tyd gehad nie. Ek wil nie praat om my personal life, maar ongelukkig het ek nie tyd gehad nie. Ek moes maar nou net vir myself wil. En dat is alright, guys. Dat is alright. Because jy moet leer om in jouself te werk. Jy moet leer om jouself te ken. Dat heb ik in het begin gezegd. Leer ken jouself. Maar als je stuk bij die visies, dan jy iets goeds zien van jouself. Als jy mooi dromen hebt van jouself, moet die afspelen, guys. Schrijf het neer. Wat gaan waar worden, you know? Op God zitten. Hij is een principe in die Bijbel. Hij is een principe in die Bijbel. Een man is wat hij denkt. Nou, hoe jy dink, sal jy wees. As jy vir jouself sê, as jy net dink, jy gaan 'n skoolie wees, en as hy al is, waaroor jy dink, guys, dan sal jy 'n skoolie wees. Wat verwacht jy aan? Hy is 'n signal wat jy uitstuur. As jy 'n signal uitstuur van negativity, dan gaan negativity terugkom na jou toe. Nou, as jy 'n signal uitstuur van positivity, dan gaan positivity terugkom na jou toe. As jy 'n signal uitstuur van ek begeer dit, jy wil hy kar, jy wil hy huis, dan gaan stadig maar seker na jou toe kom. You know? Hier is die ding, by die slegte visies en die slegte drome, guys. Nou guys, ek weet van julle nie, kry slegte drome, slegte visies, slegte drome en visies. Julle kry dit, ne? Maar daai is nie so pauze om vir jou te visie. Maybe kan het God wees. Because ons gees, ne? God het die gees so sterk in ons gemaak, dat hy vir jou toelaat om slegte dinge te kan sien. Want baie mense, as hulle slegte dinge sien in hulle drome, dan sterf hulle. Because julle moet onthou, guys, jou siel is lewendig as jy slaap. Jou gees binne jou is lewendig as jy slaap. Jy kan maar slaap hier, ne, in jou huis, maar jou siel kan daar rond daartoe. You know? Hy is wat jou siel doen, because jy droom, you know? So, baie kere, ne, as daar mense wat te swak is, wat die slegte drome kan sien nie, because God weet,
as my kind die droom gaan sien en die visie gaan sien, dan gaan hy doodgaan. Because baie van ons kan nie handle, baie van ons kry sommer panic attacks en hy. Maar as jy weet, God wys vir jou, die Jezebel spirits, die slegte spirit van die duivel, dan God het vir jou in hy posisie gesit, om vir ander mense te gaan sê van dit. Because God is 'n God van waarskuwings. Hy hou van waarskuwings uitgee deur sy mense. Hy moet verskyn deur sy mense. Hy kan nie verskyn. Okay, hy kan verskyn met sy as hy wil, maar hy moet kom verskyn deur sy mense, deur sy creation, deur ons. Nou baie van ons, dan verskyn goed deur ons, maar ons weet dit nie. You know? So guys, moenie dink as jy 'n slegte drome het nie. Jy moet vir julle self hou nie. Moenie te veel self hou nie, guys. Want God sê vir jou dadelik, as jy 'n slegte droom het, vertel dit vir die mense daar buite. As jy 'n goeie droom het, vertel die mense daar buite. Maar as jy 'n visie van jouself het, hou dit vir jouself. Hou dit tussen jou en God. Maar as jy nou 'n vrou het nie, of 'n man het, ja, as jy 'n vrou het, guys, wat vir jou ondersteun, wat vir jou support, dan kan dit maar vas sê, you know. Maar as jy nou nie 'n meisie het of 'n vrou het in jou lewe wat nou vir jou kan ondersteun, dan hoef jy dit nie vir haar te sê nie, you know. Guys, ek wil 'n personal ding met julle gedeel, maar ek is bang die persoon kyk nou hier en sê ander goed, maar hy is gesprek vir iets anders vir 'n ander dag. Because ek sien vir so baie, guys. Ja, maar ek nou 'n bietjie afdwaal. Ek sien vir so baie in my visies en ek wil so graag vir sê dat ek sien dit vir ons en ek sien dit vir ons. En yes, guys, ek moet alles, dis kom 'n staf ook, man, sometimes, you know, because God gee vir jou die visies, né, en mense glo dit. Hulle hoef dit te glo eintlik, die guys, man, maar 'n staf, ek weet dit is moeilik, guys, want julle wil nou vir die ander mense oortuig. Nee man, support vir my op dit, glo wat ek vir julle sê, man. Ek weet julle soek miskien nog validation, julle soek miskien nog aandag, julle soek miskien nog support, maar guys, dis die mense wat ek jou sal gaan support nie. En as hulle sê hulle support het, is vals support. Maar nie almal is vals nie. Net die regte persone is eg. Maar dit sal agterkom, want God het vir jou oë gegee, geestelike oë gegee. Jy sal weet wanneer hy persoon lieg, jy sal weet wanneer hy persoon nie sê jou regtig support nie. So guys, ek sê nie dat slegte mense, ek sê nie dat sleg en goeie mense, as sleg en goeie mense, maar ek is spesifiek nie. Maar ek sê maar net, guys, wat ek weet en wat God vir my wys, ek moet vir julle sê, guys. So, wat jy ander ding wat ek nog vir julle wil gesê het. Ja guys, ek dink hy is nou al vir die video, man. En ja, ek inspire maar vir julle om so te lyk, guys. Lyk netjie in alle tye, man. You know? Ek is 'n bietjie voor my tyd en ek was nog nooit so gemaklik om so aan te trek nie. Ek sien nou die dag verander, maar joh, ek het nie gedink ek sal so like mense, like, jy moet verstaan, jy kan maar nou watter posisie in die lewe, jy kan maar nou 'n tik op, jy kan maar nou 'n drug addict, jy kan maar nou 'n alkoholist, jy kan maar nou addicted is aan enige ding, maar God met sy Heilige Gees, hoe kan ek nou sê, hy verander jou begeertes hier binne in jou, verander hy. Nou baie van julle kan nie dit verstaan. Hy verander jou begeertes, you know, jou hartsbegeertes. So guys, hy's al vandag. Ek hoop julle die netjie geniet, guys. Ja, gaan weer YouTube video's kom. Dis nou 'n video wat ek nog wil julle gedoen het, guys. Daar gaan nog video's kom, guys. So stay tuned. Subscribe to the channel. Like it and comment, guys. Peace.